Goeiemôre Handelinge. Dis so lekker om vanoggend saam met julle hier te wees met die online diens. Ons is hier in die middel van September. Lekker, die lente is hierso, die reën is op pad. Dis so 'n spesiale tyd van die jaar. Ek wil regtig vanoggend bietjie met julle gesels oor die man in die tuin en die man in die woestyn en twee stories vertel en bietjie leer uit hierdie twee stories en iets leer oor aanhou, iets leer oor die tyd waarin ons is. Kom ons vat hierdie pad saam en kom ons stap hierdie pad saam. Lekker. So 'n paar maande terug het ek 'n projek gedoen vir die universiteit waar ons vraelyste gaan uitgestuur het na daai plaaslike dorpie daar in KwaZulu-Natal, maar met hierdie projek het ons ook 'n groente- en vrugtetuin gemaak by die hoërskool. En ons het die projek daar begin en ek het onthou toe ons die goeders geplant het daar, toe ry ons daardie dag en toe besef ek maar niks gaan hier groei nie want daar was nie baie water nie, niemand het na die tuin regtig gekyk nie. En ek was so hartseer toe ek daar ry, toe besef ek maar hoorie, so hierdie tuin gaan niks beteken nie. En ek het so groot drome gehad met hierdie tuin en toe 'n paar maande terug gaan ons toe terug na hierdie dorpie toe om te gaan kyk hoe lyk dit daar en ek was redelik pessimisties oor of dit regtig gaan werk daar. En toe ek daar kom, toe staan die koolkoppe, die spinasie, staan so groot en ek was so verbaas en ek vra toe vir die hoof, hoorie, sommer wat het hier gebeur? Het iemand na die tuin gekyk? En hulle sê vir my nee, daar het 'n ou oom eendag verbygestap en hy het besluit maar hy gaan sonder enige betaling gaan hy die tuin begin versorg. En hy het water gaan haal en hy het die tuin begin versorg en ek het so baie inspirasie uit daai storie gekry, die man in die tuin. En dan die man in die woestyn, wil ek graag vir julle vertel van die storie van Elia. Nou Elia, as julle gaan lees bietjie in 1 Konings, sal julle sien dat in 1 Konings 19 sal julle sien dat Elia was op 'n stadium in sy lewe waar hy regtig bang was en hy het in die woestyn en gaan vlug. En daar het hy amper weggekruip en vir die Here gevra, Here, maar ek is moedeloos, ek wil doodgaan. En die Here sê vir hom toe nee, eet, drink water, hier is die kos, want jy moet aanhou beweeg en jy moet vorentoe gaan. En dit het hom toe reggehou om die volgende 40 dae in die woestyn toe te loop. En hy het so 'n powerful storie gehad met dit. En dis die man in die woestyn. En ek wil regtig vanoggend met julle 'n bietjie gesels oor wat ons uit hierdie twee stories uit kan kry. En die eerste een is van die man in die tuin, is, toe ek met daai man gepraat het, hy kan nie 'n woord Engels praat nie, alles Zulu, en ek moes met hom ure en ure praat hy met my, maar ek weet nie wat hy sê nie, en toe later aan kry ek 'n vertaler in, en toe vra ek die vertaler, hoorie sommer, wat sê hy? Toe sê hy nie, hy praat net ure en ure oor die tuin, hy praat oor die kos wat op die kinders se tafels gaan gesit word, en ek wil regtig vir jou ietsie sê vanoggend, is dat die Here wil hê, ons moenie altyd fokus op die proses nie, moenie fokus op die proses van die tuin nie, fokus op die eindresultaat, die kos wat op die kinders se tafel gesit word. En ek wil regtig vir jou sê, dalk in jou lewe, het jy projekte, jy het goed wat in jou lewe gebeur, goed wat jy moet deurgaan, maar jy moet regtig fokus op die eindresultaat. Die Here gee ons daai vermoë om vir ons te sê, maar fokus op die eindresultaat. En dis regtig die inspirasie wat ek gekry het van die man in die tuin. En nou die man in die woestyn, wat die Here vir my ook geopenbaar het is, die Here sê, moedeloosheid is nie 'n deelbreker nie, vir God nie. Hy weet ons raak moedeloos. Hy weet die wêreld kan ons partykeer rondgooi. Hy weet ons gaan moedeloos raak in hierdie lewe. En hy sien dit as 'n deelbreker nie. Inteendeel, hy sien dit as 'n plek waar jy swak is en waar hy kan sterk wees en waar hy jou kan optel om vir jou te sê, maar jy moet vorentoe gaan. En dis regtig die storie wat ek gekry het uit die man in die woestyn. En dan die kern van vandag se boodskap is eintlik wat hulle albei my saam geleer het. En ek wil graag met julle dit vanoggend deel. Is baie keer complicate ons Christendom. Ons dink hoorie sommer, dit moet so en so en so wees en dis daai resep. Maar die Here wil vanoggend vir elkeen van julle vanoggend sê, jy wat hier sit, die feit dat jy nog luister na hierdie video, die feit dat jy bid, die feit dat jy jou Bybel oopmaak, die feit dat jy praat oor Jesus, dit is genoeg vir God. Die wêreld waarin ons lewe, die feit dat ons nog vanoggend hier sit en ons sê, maar daar is nog hoop, ek glo nog in Jesus, ek weet hy kan nog die wêreld verander, dit is genoeg vir Jesus. Net jy wat hier sit om te sê, maar ek glo nog, dit is genoeg vir hom. En ek wil graag vir julle 'n gedeelte lees van vanoggend, en dis in Johannes 20, vers, laat ek net hier kry vir julle, vers 29, waar Jesus met Thomas praat, en hy sê, toe sê Jesus vir hom, glo jy, omdat jy my gesien het? Gelukkig is die, wat nie gesien het nie, maar tog glo hulle. En is so powerful om te dink dat
dit is presies wat die Here vir ons vanoggend sê, is om te sê, maar die feit dat jy nog glo, in hierdie wêreld wat so gebreek is, wat so nie mekaar is, glo mense nog. En jy wat hierdie video luister moet weet, dat die Here vir jou sê, maar jy glo nog. Net soos daai man in die tuin geglo het, is al wat hy nodig gehad het vir die Here om te sê, maar ek sal hier groente en die vrugte laat groei. Net soos Elia wat gesê het, maar Here, ek sal aanhou stap, is al wat Jesus nodig gehad het om hom vorentoe laat beweeg. En dis vanoggend die Here se boodskap aan jou om te sê, maar die feit dat jy net glo, is klaar vir hom genoeg. So haal die laste van jou skouer af en sê, maar Here, ek glo nog, en laat die Here met dit werk. En hoe hou ons aan? Hierdie storie van die man in die tuin en die man in die woestyn. Ek wil graag afsluit met, hoe het hulle net aangehou, hoe het hulle geweet, waar die som al wat hulle moet doen, is net om aan te hou. En in hierdie wêreld waarin ons lewe, om net aan te hou, is klaar vir Jesus genoeg, maar hoe doen jy dit? En ek wil graag vir jou sê vanoggend, dit lê alles geslote in die kruis van Jesus. Ek wil graag vir julle gedeelte lees hier uit, 'n baie bekende gedeelte, maar partykeer het dit 'n geheime boodskap in 1 Korintiërs 13 vers 12. Nou kyk ons nog in 'n dowwe spieël en sien 'n raaiselagtige beeld, maar eendag sal ons alles sien soos dit werklik is. Nou ken ek net gedeeltelik, maar eendag sal ek ten volle ken, soos God my ten volle ken. Vers 13. En nou, geloof, hoop en liefde bly hierdie 3, en die grootste hiervan liefde. En die vertaling sê, ons sien 'n dowwe beeld op die oomblik, ons sien nie die volle prentjie nie, maar terwyl ons hier is, geloof, hoop en liefde, waar liefde die belangrikste bly. Boeties en sissies, ek wil regtig vir jou vanoggend sê, dit is die kern van alles, die liefde, om daai liefde te bewys aan ander mense, om daai liefde te gryp wat die kruis vir ons gegee het, en te weet, maar ons kan aanhou glo in Jesus, ons kan aanhou glo in hoop, ons kan vorentoe streef, omdat ons glo in liefde. Kom ons luister nou lekker saam, na hierdie spesiale lied wat, 'n gedig wat ek lank terug geskryf het, wat die Here vir my gesê het, om in 'n liedjie te transformeer, en laat hierdie woorde met jou praat, en laat die Heilige Gees iets vir jou openbaar. Hoe kan 'n hart liefde verstaan? Soos 'n uurglas wat net nooit vergaan. En hoe kan ander aanhou liefde uitdeel? Alles al stukkend gebroken en somtyds verniel. Ja, hoe kan 'n rug op breekpunt staan, maar nog steeds die liefde van ander dra? Ja, hoe kan voete so lank aanhou loop? Alles geliefdes van hul pad gestroop. Dit is die gat in sy hande, dit is die leemte in sy sy, en dit is die gevoel dat het was net vir jou en my. Dit is die stukkende gesig, dit is die hartseer gedig, dit is gebreekte voete aan die kruis van Golgotha, wat bewys sy liefde staan nog daar. Hoe gee 'n vrou haar man nog 'n kans, al is sy lankal nie meer in sy voetraam? En hoe kan 'n man 'n rand so maklik prys gee, al besit hy eintlik net so min as 2? Ja, hoe kan 'n kind so maklik in alles glo, in die liefde engele en die redding daarbo? Hoe kan niemand alles so maklik vergewe, al het hy al die reg om te vat wat hy wil uit my lewe? Dit is die gat in sy hande, dit is die leemte
dit is die gevoel dat het was net vir jou en my. Dit is die stukkende gesig, dit is die hartseer gedig, dit is gebreekte voete aan die kruis van